Welkom by nog 'n episode van Feit of Versinsel, Vra vir Flip. Ek is Christel Cornelissen en ek speel duiwels advokaat in hierdie reeks onderhoude met Flip Buys, uitvoerende hoof van die Solidariteit Beweging. Vandag gesels ons oor 'n regeringsprobleem of 'n bedelingsprobleem. Flip, dag sê baie welkom. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Die Solidariteit Beweging het al op verskeie geleenthede gesê dat Suid-Afrika nie net 'n regeringsprobleem het nie, maar 'n bedelingsprobleem. Daar word gesê dat Suid-Afrika prakties nie 'n regeerbare eenheid is nie en dat dit moet verander. So in hierdie episode van Feit of Versinsel vra ons dus, werk die Solidariteit Beweging om Suid-Afrika soos wat ons dit ken op te breek? Flip, ons begin sommer met 'n moeilike vraag. Nou eindig ons ook met 'n moeilike vraag. Seker. Wat is volgens die Solidariteit Beweging fout met die Suid-Afrikaanse staat soos dit nou daar uitsien? Het ons nie net beter, minder korrupte regerders nodig nie? Dit is ongelukkig nie so maklik om net nuwe regerders te kry nie. Jy weet, ek sê altyd die Britte het Suid-Afrika probeer regeer as 'n eenheidsstaat, die Afrikaners het dit probeer, die ANC het probeer dit, en dis om soos met 'n sak klippe te probeer swem. En kom ek gee net perspektief, Suid-Afrika is so groot soos 8 groot Europese lande saam. Suid-Afrika is so groot soos Brittanje, Ierland, Nederland, Denemarke, België, Duitsland, Griekeland en Italië gesaam. Een Suid-Afrika. Een Suid-Afrika. Ek kan nog 'n statistiek noem. Van Kaapstad tot Messina is dit 2000 kilometer. Van Londen tot in Rome is dit ook 2000 kilometer, behalwe dat jy deur 8 verskillende lande ry. So die omstandighede verskil Ek verbaas dat dit nie werk nie. Ja, kyk nou maar, sê net maar die Noord-Kaap en Natal, wat se groot verskille is daar, of Limpopo en die Wes-Kaap. So dis basies onmoontlik om so groot uiteenlopende land geografies en ook demografies as 'n eenheidsstaat te regeer. As jy kyk ons het 12 amptelike landstale, wat vir jou iets sê van hoe uiteenlopend die demografie van die land is. As jy kyk, soos ek sê, na die verskillende provinsies, ons is geografies totaal en alles onmoontlik om so land, al het jy die beste regerders, om dit sentraal doeltreffend te regeer. As jy kyk na die Europese Unie, hulle werk saam, maar niemand sal sê, daar moet net een Eskom wees, of daar moet net een spoorweë wees. So ons het byvoorbeeld met baie meer groter spoorlyne, aantal kilometer, baie meer, as Duitsland en Frankryk en Italië saam. Maar jy het een spoorweë. So jy kry 'n Brian Molefe daar, jy kry bedrog, en dan is die land se spoorweë onderweeg. Die hele stelsel. Die hele stelsel, van die hawens, ons het gelees hoe Durban hawe is die swakste hawe in die wêreld uitgewys is, en Kaapstad en al ons ander hawens ook deel van die onderste 10. So hoekom is dit? Jy het hierdie massiewe logistieke infrastruktuurstelsel wat sentraal bestuur word. Dit word nie goed bestuur soos alle openbare ondernemings, en dan verval die hele stelsel. As dit nou was, sê nou maar soos in Duitsland of in Frankryk, dan natuurlik is daar van tyd tot tyd probleme, maar dan is dit gelokaliseer op een plek. Nou ons moet onthou toe die grondwet saamgestel is, het die ANC baie groot inspraak daarin gehad. Hulle sentraliste, hulle kom uit 'n tradisie uit van sentrale beheer deur sosialistiese groepe oral in die wêreld, en hulle het baie sterk geglo aan sentrale beheer. En die gevolge hiervan sien ons. Dit is nou kom ons vat die Wes-Kaap. Die Wes-Kaap word in die breë goed regeer, maar die probleem is, die Wes-Kaapse regering het nie beheer oor die spoorweë in die Wes-Kaap wat verval nie. Spoorweë, polisie, Hulle het nie beheer oor die polisie nie, hulle het nie beheer oor die hawe nie, hulle kan niks daaraan doen nie. So jy sit met die belaglike situasie, dat die oudste spoorlyn in die land, dink dit is nie tussen Kaapstad en Simonstad, as ek reg onthou, hy werk nie. Ja. En maar die Wes-Kaapse regering kan niks daaraan doen nie. So magte moet afgewentel word. En waar dit nie gebeur nie, waar die regering weier, word dit van onderaf net weer opgeneem. So byvoorbeeld die Wes-Kaap het Kaapstad het sy eie metropolisie, hulle het 'n ander naam wat hulle gebruik, want hulle wil by die wet verbykom, en die goed privatiseer van onderaf. So dit is net onmoontlik om 'n land soos Suid-Afrika sentraal te bestuur. Kyk net na ons naam, dit is Suid-Afrika, dit is 'n koloniale skepping van 1910, dat die Britte vir administratiewe doeleindes om hulle kolonies te beheer saamgevoeg het, maar dit is geografiese naam. Suid-Afrika soos Wes-Afrika, Oos-Afrika, Wes-Europa. Dit is eintlik 'n ander naam, hè, Flip? Wel, weet jy, dit is 'n landstreek, dit is eintlik nie 'n normale 'n land nie. So jy kan dit net regeer, maar dan moet jy dramaties magte afwenter. In hierdie geval die Wes-Kaap se eie hawe kan hê, sy eie spoorlyne kan beheer, sy eie veiligheid en so. Maar as jy sentraal beheer wil, en jy het een Zuma,
Jy het een korrupte of jy het een Ramaphosa wat nie besluite neem, dan verlam hy die hele land. En dit lê aan die wortel van ons probleem. Okay, as ons nou kan saamstem dat dit onmoontlik is om Suid-Afrika te regeer soos wat hy nou daarna uitsien, hoe moet die land volgens julle lyk? Moet ons hom opbreek? Nee, dit hoef nie kyk hy breek self op. Nee, so ons moet keer dat die orde in die land verval. Dit is hoekom ons alles wat ons doen is ook daarop gemik om bestendigheid te verseker. So ek kan 'n voorbeeld noem. Suid-Afrika sê ek is wil ek deel in 5 dele. Die eerste deel is die dele wat goed regeer word. Ek het nou die voorbeeld van die Weskaap of Kaapstad genoem. Die tweede is groot dele wat baie swak regeer word, wat ons almal nou weet. Die derde is dele wat glad nie regeer word. Jy sit in die plattelandse gebiede waar die staat prakties nie teenwoordig is in baie. Ja, hulle is letterlik aan die genade oorgelaat. Ja, die vierde deel is dele wat onregeerbaar is. Ek meen probeer Johannesburg, Middelstad, selfs die polisie wil nie daarin gaan. En dan die vyfde deel is dele wat self regeer word. Waar byvoorbeeld 'n privaat hospitaal of ons beweging, ons verskillende instellings en weet waar mense self die inisiatief neem en dit gaan baie beter in daai dele. Maar dit is maar as gevolg van die probleem van 'n swak regering, maar ook baie moeilik werkbare bedeling as 'n eenheidsstaat. Ek sê weer, jy kan dit doen as jy magte dramaties afwentel. Nou sit ons byvoorbeeld in Tshwane wat die derde grootste metro in die wêreld is. En die ANC die grense so getrek, die kiesafdeling, sodat hulle altyd in die meerderheid is. En nou sit jy met 'n gebied wat meer as 200 km van mekaar af is, en nou moet jy sentraal regeer oor die slaggate in elke klein woongebied. Dit is net onmoontlik en dit is deel van die rede hoekom ons hierdie verval sien. Okay, maar net prakties, hoe wil julle hê moet Suid-Afrika lyk? Moet elke provinsie homself regeer, moet elke gebied homself regeer? As dit nie een groot Suid-Afrika met 'n sentrale regering is nie, hoe moet dit lyk? Die grondwet maak wel voorsiening vir afwenting van magte waar die sentrale regering dit toelaat. Maar hulle klou aan daardie mag vas, want dit gee vir hulle die mag, maar dit gee ook vir hulle die tenders as hulle Eskom, ons het almal gelees van die massiewe korrupsie by Kusile en by Medupi en so aan. Maar as die magte afgewentel word, dat ek het die voorbeeld van die Weskaap genoem, dat hulle self oor hulle hawens en hulle goed kan besluit. So dit is wat ons graag wil hê. Maar nie net 'n geografiese afwenteling nie. As ons kyk na ander lande, verder waar, sê net maar so Switserland, is altyd die goeie voorbeeld, omdat hulle is die mees suksesvolste staat in die wêreld. Vir 500 jaar het hulle nie 'n eksterne oorlog gehad nie, maar ook nie interne burgeroorlog gehad nie. Hulle is van die welvarendste gemeenskappe, die veiligste en so meer. Maar hoekom is dit? Switserland is omtrent so groot as die Karoo-Water, maar Switserland het 26 kantons wat feitelik vir al die belangrike besluite hulle self regeer. So 'n kanton is soos 'n provinsie. Dis nog kleiner as 'n provinsie. So jy sal byvoorbeeld kan kry dat sê net maar Pretoria sê net maar 2 of 3 kantonne kan wees, maar waar mense dan self dan baie nader aan hulle regering is. Ek dink die meeste mense weet glad nie wie se hulle raadslede nie. Hulle het geen inspraak in hulle belastinggeld wat spandeer word nie. Dis glad nie demokrasie nie. En federalisme of desentralisasie beteken demokrasie in aksie. So dit help nie jy sê vir mense ja, ons stem nou in alles, maar almal weet vooraf wie gaan wen nie, want wie stel die Dit is reeds so opgestel. grense vas nie. Maar demokrasie gaan in wese nie oor die prosedurele. Ons het nog elke 5 jaar vrye en regverdige verkiesings. Maar demokrasie gaan in wese oor vryheid. Vryheid van die media, vryheid van die howe, vryheid van kultuurgemeenskappe, ekonomiese vryheid waar mense besighede nie heeltyd ingemeng word met al daai goed nie. So wat ons eintlik sê, as ek sê dat met 'n ander Suid-Afrika, nie weer die ou Suid-Afrika nie. As die nuwe Suid-Afrika nie werk nie, beteken nie weer 'n ou Suid-Afrika nie. Maar daar sal met 'n ander Suid-Afrika Regte Suid-Afrika. tot stand kom, ja, waar die regering, so die ANC probeer om 'n land met vele kulture op te deel in een met 2 rasse, want dan gaan hulle altyd in die meerderheid wees. So hulle wil graag 'n demografiese demokrasie hê. Dis ook een van die redes hoekom ons so uitreik na 'n groot klomp gemeenskappe, kultuurgemeenskappe en ander gemeenskappe, om te sorg dat die ANC nie alles sentraal kan beheer nie. So dit lê aan die wortel van die kwaad. As jy kyk in Johannesburg, daai massiewe staatsraad,
op wat jy kan nou dink miljarde rande se begroting het en jy het onbevoegde inwoners daarbo wat al die mag het oor daai stad en dis hoekom Johannesburg verval. Jy praat van Switserland, Suid-Afrika is nie Switserland nie. Die oomblik wat jy hier sê, hier's 'n kanton en hier's 'n kanton en hier's 'n kanton, val die argument dadelik terug, maar jy soek apartheid terug. Jy wil nie tussen die grootste groep Suid-Afrikaners bly nie. Is dit so? Wie weet, Kyk, apartheid was maar ook 'n sentralistiese stelsel, nee. Ons moet onthou die 60er jare dat die beleid gekonseptualiseer was die jare van groot staatsoplossings. As jy kyk in die westerse lande, het die weste het welsynstate gestig. As jy kyk na die Amerikaners, hulle hele program, die Big Society programme wat gevolg was ook sentralistisch, groot staatsoplossings. Dan praat ek nie eens van die kommunistiese lande nie. Ek praat nie eens van lande in Afrika wat alles probeer sentraal beheer nie. So dit was daai era geweest. Maar as jy kyk na die Sowjetunie, hoekom die Sowjetunie val? Wat is die kernrede? Dan sê geleerdes soos Prof Francis Fukuyama van Stanford sê dat die bureaukratiese sentralisme van daai Sowjetstaat kon nie standhou teen die desentraliserende impak van nuwe tegnologie nie. Ons het nou op ons selfone het ons sterker rekenaars as wat hulle baie tyd die staat se rekenaars gehad het. So elke maatskappy sal vir jou sê jy kan nie 'n groot maatskappy, 'n privaat maatskappy kan jy nie sentraal al die besluite neem en jy moet magte afwentel na mense toe wat bevoeg is en wat die probleem kan oplos. Dit beteken nie daar gaan nie meer probleme wees nie. Maar jy gaan nie meer as een Eskom vou, dan lê die hele land daaronder nie. En dit is die probleem. Maar dis nie dat ons sê iets wat moet gebeur nie. Dit gebeur reeds. Kom ons sê as iemand vir jou 30 jaar terug gesê, maar die meeste mense sal graag in privaat dorpe wil bly. Omdat hulle vertrou nie meer in hulle mag ander argumente hê, maar die werklikheid is, hulle vertrou nie meer die ANC-regering van Johannesburg of van Tshwane of wat ook al nie. Hulle wil dis nie net 'n gebrek aan vertroue nie, dis ervaring het gewys, jy kan nie. Ja, so mense wil hulle eie woongebiede bly wat hulle self regeer. Ek meen waar jy bly, jy inspraak in hoe daai gebied bestuur word en so aan. Maar kyk na private hospitale, privaat sekuriteit. Wie van ons bel nog die polisie as daar ergens 'n probleem is? Jy bel die sekuriteit. Ja, nee, ek sou nie voorstem. En so dat gebeur al hoe meer dat mense ook ek meen hoeveel kyk nog die staatskanale op televisie. Jy kyk dit net as jy werklik waar nie anders kan nie. So alles privatiseer. En so Suid-Afrika, die ANC probeer om sentralisties hou, maar in werklikheid desentraliseer die land self. En so jy kry van bo af verval wat baie negatief is, maar jy kry van onder af 'n opbouproses wat Suid-Afrika eintlik van onder af federeer. En wat ons sê, mens moet keer dat die land aan mekaar stort. En jy moet sorg dat hierdie proses baie mooi bestuur en geleer word sodat die land nie in chaos eindig nie. En een van die groot genades hiervan is dat alhoewel die swak politieke verhoudinge in Suid-Afrika is, jy nog baie goeie persoonlike verhoudinge wat nog maak dat die land werk. Flip, as ons dan sê dinge is besig om te verander, 'n sentralistiese regering werk nie meer nie. Hoe gaan die gemeenskappe lyk wat so half gaan groepeer? Wie gaan besluit hoe dit lyk? Gaan dit 'n natuurlike proses volg of gaan iemand weer eens op ons afdwing en sê jy bly hier en jy bly hier? Nee, dis 'n natuurlike proses. So jy gaan gebiede kry wat op 'n ekonomiese basis georganiseer is, kom ons noem dit 'n plaas, wat jy dierveiligheidsbuurte kry en waar daar toegangsbeheer is en dies meer. Dis is dit reeds gebeur het. Ja, dit gebeur elke dag. Dan gaan jy ook gebiede kry wat meer rondom kultuur gebaseer is. En jy begin kry dat byvoorbeeld of vanweë die feit dat die regering op in die platteland nie werk nie, wat die tradisionele leiers weer baie sterker na vore tree en baie meer verantwoordelikheid aanvaar vir infrastruktuur, vir veiligheid en so meer. En jy gaan gemeenskappe soos Orania kry wat op kultuur gebaseer is, solank dit vrywillig, so dat niemand word verplig nie. En wat jy kry, dis nie uniek aan ons nie. Dit is jy kry die konsep van waar state vroeër eintlik die dinge bepaal het oral, begin jy nou stede kry. Hulle praat selfs van vrystede waar die stad so groot word. As jy kyk aan Amerika, daar's nie 'n manier hoe die sentrale regering oor elke stad se situasie kan besluit. Die stad neem self verantwoordelikheid vir alles, vir sy veiligheid en so aan. Die sentrale regering in Amerika besluit eintlik net oor veiligheid, oor buitelandse sake en oor die nasionale welsynsstelsel. En dis wat jy kry in die wêreld. Dis 'n beweging. En Flip, dis okay. Dis okay vir jou om te bly waar jy bly en ek om te bly waar ek bly. Ons is nie kwaad vir mekaar nie. Presies. Ja.
So dit is 'n vrywillige proses, dis 'n proses wat hom reeds begin voltrek het die afgelope klompie jare. As jy kyk na die Weskaap, daar is ook 'n kulturele element in die rede hoekom baie mense na die Weskaap toe trek. Dit is hulle meer Afrikaans en so. Maar solank dit nie is wat mense gedwing word deur 'n sentrale regering en so aan. So dis reeds die teenoorgestelde proses. Dis 'n vrywillige en 'n demokratiese proses. Dis hoekom dit werk. Wil julle hê Afrikaners moet afstyg en presies net op een plek gaan bly? Nee, die werklikheid is dat Afrikaners is landwyd versprei. En jy kry dat mense en dis natuurlik deel van ons probleem, dat ons landwye eilverspreiding het. Nie soos in Skotland waar die Skotte gekonsentreerd is, of in België waar die Vlamingen gekonsentreerd is, of in Quebec waar die Franssprekers in Kanada gekonsentreerd is. Nee, ons bly landwy. Maar jy begin groter konsentrasies kry, want as mense nie gekonsentreer is nie, dan kan jy nie 'n skool bedryf nie, Afrikaanse skool nie, of jy kan nie oudhuis hê nie, of jy sukkel met jou veiligheid. So konsentrasie is nodig. En jy begin kry dat Afrikaners ook vanaf hierdie vervalde dorpies in die platteland trek na die groter streeksdorpe toe waar hulle konsentreer, na die Weskaap toe, selfs na Orania toe, maar ook na die grootste trek is nog die trek na Pretoria toe. Hierso is dienste en jy weet mense wil deel wees van 'n lewendige kultuurlewe met moderne geriewe en dis die verskynsel. So daar is groot bevolkingsverskywings wat plaasvind in Suid-Afrika. Pretoria is inderdaad 'n lekker groot dorp, nee. Dit is so. Baie dankie vir die saamgesels. Flip, bly asseblief ingeskakel vir nog episodes. Ons vra die moeilike vrae vir Flip Buys, uitvoerende hoof van die Solidariteit Beweging. Gesels asseblief saam as jy enige vrae het, enige spesifieke bekommernis het, iets wat jy wil weet. Lewer kommentaar, stuur vir ons 'n boodskap, ons beantwoord dit graag. Flip, baie dankie vir die saamgesels. Baie dankie.